Goeiemôre vriende. Is lekker om julle te sien. Bly vir almal wat gekom het. Hier's ook besoekers by ons. Dit raak ook vakansietyd en al hoe meer mense sal by ons Sondag inskakel. So baie welkom as jy 'n besoeker is. En dankie Sinda en Sandra dat julle vir ons so bedien. Dit stem ons tog ook in op die woord. Nou, vandag is ons dominees versplinter. Nie weens konflik nie, maar omdat ons die hele Oeverberg vol preek. Ek is bevoorreg dat ek hier die woord kan bedien. Koenie is op Stanford. Daar's niemand wat nie tans 'n dominee nie en hy daar gaan help. Michiel gaan op Houston preek. Daar's nie 'n dominee nie, hy gaan daar help. Anton preek in Mount Pleasant. Hulle het ook niemand nie en ek is hierso. So ons is baie dankbaar. Maar net om my bietjie te help, het ek daarom dominee uit Oekraïne ingevoer om vir my ons so 'n bietjie te ondersteun en ek het nou vir Willem en Alla van der Kolf geleentheid gee om bietjie met ons te praat oor hulle bediening in Oekraïne. En ons is bevoorreg om hulle vanoggend hier by ons te hê. Baie welkom ook aan julle in ons kerk. Ons wil u net herinner, volgende Sondagoggend het ons kinderkerssangdiens. Die hele diens gaan oor die tema van Kersfees, maar dit gaan gefokus wees op die kinders. En ons het gedink dat ons miskien nie dan 'n meditatiewe diens ook wil hê nie, want ons almal wil tog ook saam met die kindertjies dit beleef. So daar sal nie 'n meditatiewe diens in die kapel wees nie. Ons kom almal hier saam vir die kinderkersdiens. En dan die Sondag daarna of die aand is ons, wanneer is die oggend, volgende Sondagoggend het ons groot Kerssangdiens. Dan gaan ons daarom fees vier en ons gaan lekker saam sing en ons sien uit wat Lucinda hulle vir ons voorberei vir daardie dag. Ek gaan nou eers vir Willem kans gee om bietjie met ons te kom gesels oor hulle bediening daar in Oekraïne. Hulle was ook al hier by ons gewees. Willem, jy moet sommer hier bo kom staan asseblief. En dit is lekker as mense 'n verhouding opbou met mense en kan hoor hoe dit gaan. Baie hartlik welkom. Baie dankie. Hulle gaan nou vir jou gee. Asai, goeiemôre. Baie dankie dat ek volgende by julle kan wees. My naam is Willem. Ek het in Suid-Afrika groot geword, of meer spesifiek in die Parel. En toe na my studies op Stellenbosch, toe ek my graad het, toe kry ek die geleentheid om oor te gaan Rusland toe, waar ek begin Russies leer het. En toe van 1995 af was ek in die bediening in Oekraïne. Miskien sal mense sê, nou, hoekom soontoe? Wel, die ding is, ek luister vanoggend wie waar preek, en dink ek, joh, dis lekker dat mense in so klein area so baie kerke kan hê. En dis net van een denominasie. In die Oekraïne ry ons so area, dan is dat dalk een kerk, maar waar is dan nog 'n groter area wat in 'n kerk is, en dis hoekom ons aan die ander kant is, om te gaan bedien. So ek was van 95 af daar toe die oorlog begin het, in die tyd my vrou Ala ontmoet aan die ander kant, ons kinders is daar gebore, en toe die oorlog nou begin, toe ons teruggekom Suid-Afrika toe. Maar ons gaan nog steeds aan met die bediening in Oekraïne, en die afgelope jaar was ons 2 keer oor aan die ander kant toe om Oekraïneërs te gaan bedien. So in die Oekraïne was ons seker omtrent so 3 maande gewees, en dan nog bietjie meer as 2 maande het ons Oekraïneërs wat taamlik verspreid is op die stadium in Europa gaan bedien. En ek wil net so 2 stories vertel, en hoekom wil ek dit doen? Ek wil so graag hê dat mense dit besien, ons het gesing, wat hy se werklikheid vanoggend. Jy weet, laat ons net kan soos die stories hoor, en kan sê, Here, U is regtige werklikheid. En net in die Oekraïne het ons het verskillende kampe, retreat, geleenthede en sulke goed aangebied. Maar ek kan nie oor alles vertel, ek gaan net een storie vertel. En dit is ons jeugkamp. Ons het eintlik so tienerkamp. Dis tussen, kom ons sê hoërskoolkinders. En die eerste aand toe ons almal bymekaar, ons het 90 tieners gehad wat gekom het. En dan natuurlik die personeel, so 110 mense saam. Die eerste aand toe hoor ek die klank van die drones, die hommeltuie wat oorkom. En ek en Ala as kampbouers het ons besef, hoor jy so maar, ons is almal in gevaar. En as iets moet gebeur, dan is ons verantwoordelik vir al die tieners wat bymekaar is. En ons het gebid
uiteindelik aan die slaap geraak. En die volgende oggend toe ons uitstap, toe sê een van ons kokke, sy het in die middel van die nag opgestaan, en sy wou 'n draaitjie gaan loop het, en toe sy so uitkom op die balkon, toe is die hele horison oranje, toe daar iets ontplof naby die kampterrein. Gelukkig is ons gespaar. Nou sê julle miskien, maar hoekom gaan jy so toe as dit so gevaar is? Daar is een versie wat ek graag met julle wil deel, en dit is 'n versie wat met my spreek. Het sê, as jy heeldag na die wind kyk, sal jy nooit saai nie. As jy na die wolke kyk, sal jy nooit oes nie. Is dit nie mooi nie? So as ons die hele tyd net gaan dophou van wat is, en ons wag vir die ideale omstandighede, gaan dit nooit kom nie. En in daai kamp, die tweede laaste aand, het ons 'n so pragtige aand gehad, waar op die ouende so ongeveer 15 jong mense het die besluit geneem om die Heer Jesus Christus as hulle verlosser te vertrou. En dit is vir my altyd 'n besonderse geleentheid wanneer ek dit het. En hulle het sommer nadat hulle die Here ontvang het of vertrou het as verlosser, het hulle begin by mekaar kom, hulle het begin liedjies sing. En dit net aangegaan, dit was al ligte uit tyd gewees, hulle het nog steeds die Here geprys. En ek moet daarna, kon ek sien, daar's nog ander wat vra het, en die laaste nag, kyk, hulle gaan ons nooit slaap die laaste nag nie, as julle nou kan onthou nie, julle was ook op 'n tyd in 'n kamp gewees, julle gaan slaap nooit nie. So hier by 1:30, toe is daar nog jong mense wat by my staan en sê, hoor, ek wil met jou praat, Willem. En ewe skielik roep hulle my, en sê, jy moet vinnig kom. Ek sê, wat is dit? Nou stap haar uit, daar in die boonste hoek van die kamp, in die donker staan daar 'n jong man, en hy snik soos hy huil. Ek sê, hoor so David, wat het nou gebeur? Hy sê, ek kan nie meer so lewe nie. Ek kan nie meer so lewe nie. Ek sê, wat wil jy maak? Wat is die fout? Hy sê, ek wil vandag tot bekering kom. En daar was geen oproep gewees nie. Daar was nie 'n erediens gewees nie. Daar was nie woordverkondiging gewees nie. Hy het net besef, sy lewe is nie reg nie, en hy het 'n verlosser nodig. Ons het daaroor gesing vanoggend. En ek het saam met hom gebid. En na die gebed toe huil hy nog steeds. Ek dink, o jete, ek het seker sleg gebid. en ek bedien hom, en ons bid nog 'n slag. En hy huil nog steeds. En ek sê vir hom, David, die Here het gekom om ons te verlos en vir ons vreugde te bring. Ons het 3 keer gebid voordat hy tot rus te kom. Ek sê, hoor, hoe gaan dit nou? Hy sê, dit is so lekker. En ek wil vir julle sê, as ons na die wind kyk, as ons na die wolke kyk, gaan ons nooit saai nie, ons gaan nooit maai nie. Ons gaan nooit die perfekte tyd hê nie. Maar is dit nie wonderlik dat sulke goed gebeur nie? En ek moet mense woon nie in goeie omstandighede nou nie. Ons is hierso in ons stad, ons het kontak met die mense daar, hulle sit in die donker. Die Russe het die kragnetwerk getref, en so in ons stad is daar nou, in die wintertyd nou, die winter is nou aan die kom, en as die krag nie werk nie, is daar nie fouting nie. As die krag nie werk nie, dan werk die waterpompe nie, so jy het nie altyd eers water in jou huis nie. Jy het nie die riool, jy weet, vloei nie weg nie. Sit mense 12 plus ure in die donker op hierdie stadium. So, ek staan vanoggend hier en ek sê, hoor so, moet asseblief nie uitstel nie, moet nie kyk na die wolke en die weer en allerlei ander goed en sê, hoor so, miskien môre sal ek begin bid nie. Ek wil julle uitdaag of uitnooi en sê, hoor so, bid asseblief die Oekraïne. Ek sê nie bid vir ons nie, bid vir die mense in die Oekraïne, bid vir boeties en sissies wat op hierdie stadium in die Oekraïne is, dat die Here 'n deurbraak daar sal maak, want dit voel vir my soos die duisterste magte wat net saamgetrek het om daai volk op hierdie stadium heeltemal uit te woes, te verniel en uit te wis. Kan ek nog een storieetjie vertel? Julle moet my stop want ek kan nog 50 stories vertel. Die Here is so goed. Ons ry in Maart, April maand was ons in Europa hoofsaaklik geweest om Oekraïners te bedien. En ons het deur baie lande gegaan en ons kom in Duitsland. En daar's 'n ou wat ek van gehoor het wat tot bekering gekom het deur een van die persone in my kerk in Oekraïne in Winica. En hy het gesê Sergei het die land verlaat. Nou ek gaan nie daai storie vertel hoe hy dit gedoen het nie. Maar Sergei is uit die land uit en hy's 'n jong gelowige in my
lidmaat van my kerk sê, hoor so Willem, kan jy vir my kerk kry in Duitsland? En ek besef, hoor so, dis nie so maklik nie. Julle eers, daar is nie so baie kerke soos in Suid-Afrika nie. Maar tweedens, Sergey verstaan nie Duits nie. So jy moet 'n kerk kry in 'n taal wat hy verstaan. So dit moet of Oekraïens wees of Russies. Albei is nogal 'n taamlike uitdaging. En die Here doen partyslae goeders wat ons nie verstaan, hoekom ons moet seer kry, of hoekom ons in ongemak wees nie. En dis presies so 'n storie. Dit het verlede jaar gebeur, dat in my vrou se vroue retreat, daar Oekraïense meisie, uit Duitsland uit, terugkom huis toe, Oekraïne toe, in die vroue retreat is, en een aand, toe voel sy net, sy kan nie meer nie. Sy het probleme in haar huwelik, sy kom na Ala toe, en hulle sit en gesels tot diep in die nag toe, oor haar huwelik, en bid saam, dat die Here sal ingryp. In elk geval, ek is op hierdie stadium besig om te dink, hoe gaan ek vir Sergey 'n kerk kry? En toe Ala my vertel van, sy het hierdie vroukie, wat in Duitsland bly, meer 'n gesprek gehad, sê ek, hoor so, waar bly sy in Duitsland? Nou, Duitsland is groot, wie van julle al daar was weet. Jy ry baie ure. Wat dink julle? Die Here is so goed, dat dit 40 minute uit mekaar uit is. En deur daardie vroukie wat 'n Christen is, kon ons hoor, daar's 'n kerk in die dorpie waar Sergey bly. Maar nou is die probleem, jy stap nie sommer maar net in 'n kerk in nie. Ek weet julle het groot geword in 'n kerk, en so julle kan nie dit verstaan nie, want julle is saamgevat van kleindag af om in 'n kerk te kom, maar as jy nog nie in 'n kerk was nie, dit is so moeilik om daarin te stap, want wat gaan daar binnekant gebeur, né? So ons het in Mei maand was ons daar gewees, om hierdie vroukie Olja te gaan besoek, en kyk hoe gaan dit nou in hulle huwelik, maar ook om vir Sergey te ontmoet. Nou ek ken hom nie regtig nie. Ons ry die dag, ek en Ala uit Soontoe, en ons het verneem, hy is nie net bereid om ons te sien nie, maar ook sy vroukie. Nou sy vrou het ons gehoor, haar naam is Ira, maar ons ken hulle albei eintlik nie, en ons bid net, Here asseblief, ons ry na hierdie, jy weet, na hierdie mense toe, ons gaan hulle iewers te ontmoet, help dat ons by die regte plek uitkom, en help ons ook om met hulle gesprek te hê. Lang storie kort, Ala begin met Ira gesels, ek begin met Sergey gesels. Ira was saam met een van Ala se boeties in die skool in die klas gewees. Is dit nie interessant hoe die Here werk he? En ons drink later saam koffie, en ons kan openlik gesels oor die Here Jesus Christus. Ons kan praat oor dat jy moet hom leer ken, dat jy moet tot bekering kom, dat jy moet gedoop word, dat jy moet inskakel in 'n kerk. En ons sê, hoor so, hier is 'n kerk, en hier is 'n nommer. As jy die dag reg is, bel asseblief net die nommer. Wat ons nie vir hulle gesê het, ons het klaar hulle nommer vir hierdie ander vroukie gegee, dat as hulle nie bel nie, dat sy kan bel. En ek moet, ons het van 5:00 af die middag tot 8:00 die aand, was ons saam met hierdie paartjie gewees. Net voordat ons afskeid neem. Daar in die parkeerplek het al stil geraak, kyk, die Duitsers raak maar taamlik vroeg raak hulle rustig, né, as in die klein dorpies. En so die hele parkeerplek is leeg, en ons kom terug daar by die kar, ek sê, hoor so, kan ek asseblief bid, oor julle, hulle het 'n 3 maande oue kind, kan ek net bid vir die kind? En ek sien hierdie Ira, kyk na my so, wat gaan hy nou maak? En ek sê, maar ek wil net vra dat die Here vir julle sal seën as ouers, en ook die kind sal seën, dat die kind die Here Jesus Christus sal leer ken. Sy sê, is reg. Toe ek opkyk na my gebed, toe sal trane in haar oë. 2 weke later, toe bel sy vir Olja en sê, hoor so, ons is gesin, wil kerk toe gaan. En so op manier, daai mensies begin inskakel in 'n Russies sprekende kerk, in die vreemde. As ons na die wind kyk, as ons na die reën kyk, gaan ons nooit iets begin doen nie. Ek weet nie, wie is jou Sergey, of wie is die mense om jou, by wie jy dalk moet uitkom, maar moet asseblief nie uitstel nie. Moenie na die reën, of die wind, of die wolke, of na enige iets kyk nie. Omstandighede gaan nooit 100% reg wees nie. Maar die Here is 'n werklikheid, en hy kan uitreik na 'n ou in 'n vreemde land, om hom in te trek in 'n kerk in. Hy kan uitreik na 'n David, wat daar bo in die kampshoek staan, in die donker, en niemand sien hom nie. Maar die Here ken sy hart, en stuur iemand na hom toe op die regte oomblik. Miskien is jy ook daai iemand, wat na iemand toe moet gaan, en vandag moet sê, die Here leef, kan ek jou bystaan? Kan ek my storie vir jou vertel? En ek wil graag hoor waar jy nou is,
in verband met die Here Jesus Christus. So asseblief, ek wil nooi jou weer eens uit. Bid vir die Oekraïne, bid vir ons as gesin as jy wil, en en vra die Here ook vir vrede. Ons het daaroor gebid gesin vandag, dat die vrede van die Here ook in die Oekraïne sal kom. Ek het so 2 minute video, wat ek dink baie meer gaan vertel, van ons bediening, dan kan julle sommer gesigte sien, en dit sal speel, en julle is baie welkom, na die tyd gaan ons hier by die teetering wees, as julle dalk wil nog stories hoor, of ons wil ontmoet. My vrou Ala praat baie goeie Afrikaans, so julle hoef nie bang te wees, julle hoef nie Engels aan te skakel, hoor. Baie dankie Willem, ons waardeer dit. Ons gaan net nou in die diens, sal ons ook vir julle bid, maar ons gaan eers die videoetjie kyk, en dan sal ons julle net nou weer vorentoe roep. Baie, baie dankie. Я просто людина, я хочу любити, але просто людина так сильно боїться ходити по воді. Я роблю кроки, я дуже стараюсь, та з кожним кроком все більше турбує мене, що люди побачать те, людина по воді йде. Ти доведи мене туди, де ти хочеш, щоб побачив я знову тебе. І навіть коли немає сил, допоможи мені добратися туди, туди, де є ти. Штурмує океан мою слабку віру, та я не боюсь, я не покину цю мрію. Прийти, де є ти. As ons hierdie kers aansteek, dan bely ons dat die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Mag dit vir julle ook, Willem en Alla, bemoediging wees, dat hier in Onderrivier brand die lig van Christus se genade, en mag dit julle inspireer om te weet, hy is ook daar by julle in die Oekraïne. Vir almal is die Here goed. Hy gee om vir alles wat hy gemaak het. Alles wat u gemaak het, ook Onderrivier en die Oekraïne, sal u lof besing, Here. Die grootste rede waarom ons hier is om ons Here te loof. En dan antwoord hy ons en sê, my genade, my vrede, is vir julle genoeg. Mag dit vandag vir julle hier in Onderrivier troos en bemoedig, en mag dit vir julle wat daar in 'n vreemde land, in 'n vreemde kultuur moet werk, mag dit ook vir julle bemoedig en seën. Ons gaan nou 2 liedere sing. Die een is 'n oproep om dit wat Willem hulle nou vir ons gesê het, is getuig, dat ons sê, dit is wat ons wil doen, dit is wat ons gaan doen. En dan gaan ons sit, en dan sing ons, ek wil kom stil word hier aan die voete as 'n gebed.
Ons kan nie anders as om nou ons dankoffers vir die Here te gee nie en ons vra dat die Rooitrein kinders ook sommer hier voorkom sit. Dankie Lucinda. Nou ja, welkom aan al julle Rooitrein maatjies. Julle lyk so vrolik en pragtig vanoggend. Ek het nou sit en wonder, terwyl Willem gepraat het oor die mense daar in Oekraïne, is 'n ver land van ons af. Hoe is hulle kindertjies? Is hulle ook so vriendelik soos julle? Is hulle ook so slim soos julle? Maar belangrik, weet hulle van Jesus? En ek dink nie hulle weet almal van Jesus nie, want niemand sê vir hulle nie. Dit is hoekom Willem en die Allah oorgegaan het soontoe om daar vir hulle te gaan vertel. Wie is God? En hy's baie lief vir ons en hy het sy seun Jesus na ons toe gestuur en sy Heilige Gees woon in ons harte. En dink net, daar's mense, kindertjies soos julle wat groot word, hulle later is hulle al getroud en hulle weet nie van Jesus nie. Dis baie hartseer. Nou, ek dink ons moet vir hulle bid, want dit is 'n groot werk wat hulle doen. Willem, wil jy nie net weer hier vir hulle 'n bietjie kom, net vertel, daai kindertjies, het hulle nog nooit van Jesus gehoor nie? Goeiemôre. Julle lyk mooi vanoggend hoor. Wie daar so, ek dink ek weet nie of julle baie opgewonde is oor wat nou gaan gebeur in die sonnaarskool, maar ek wil vir julle sê, in die Oekraïne, meeste van die kindertjies het nie eens 'n sonnaarskool waar hulle kan gaan nie. Okay? Meeste van hulle is in huise waar nie hulle pa, nie hulle ma, nie hulle oupa, nie hulle ouma ooit in 'n kerk kom of die Here Jesus Christus ken nie. So ek dink jy moet sommer vandag na kerk, en gaan jy na mamma toe, papa toe en sê, "Oor so dankie dat julle Jesus ken. En dankie julle dat julle my saamvat kerk toe." En dan, as julle wil, kan julle sommer vir die dominees ook 'n drukkie kom sê en sê, "Dankie dat daar in ons kerk 'n sonnaarskool is." Want dis wat ons aan die ander kant probeer doen. Ons probeer die kinders bymekaar kry. Ons probeer vir hulle sonnaarskool maak en dan probeer ons vir hulle op so 'n manier 'n geleentheid gee waar hulle van Jesus Christus kan hoor. Ons wil graag vir julle bid, sal Anna ook hier wil kom sit? Ja. Dan maak ons so 'n kringetjie om hulle, dan bid ons vir hulle, is dit reg met julle?
Kom sit, sal julle hier op die trappie sit. Maak so 'n bietjie plek vir hulle, maar as hulle daar so sit. En wil julle nie so kom staan om hulle, maak so, as sit ons hand so op hulle skouers, kom staan julle hier agter. So julle kan sommer julle hand so op hulle skouers sit. En wie van julle sal vir hulle wil bid dat Jesus vir hulle mooi sal sorg? Dis 'n groot job, jy het nie eers voorberei nie. Ek sal jou nie kwaadlik neem as jy nie wil nie, maar as enigeen van julle kan sien, kan julle dit kom doen? OK. So sit julle hand so op hulle skouers, sit julle handjies so op hulle, sit jou hand so op hulle skouer, dan bid ons vir hulle. Here Jesus, hier sit ons in Onderrivier, 'n pragtige dorp, pragtige plek, met 'n kerk en 'n sonnaarskool en 'n gemeente. En ons is so gewoond daaraan dat ons baie keer nie eens lus het om te kom nie. En hier sit oom Willem en Ala, en ons weet hulle werk in plekke waar kindertjies nie eers weet wie's Jesus nie. Waar daar baie keer nie eers 'n kerk is nie. En ons wil net vanoggend vir hulle kom bid, want U het hulle geroep om na daardie ver land te gaan, om as sendelinge daar te gaan werk. Ons wil graag vanoggend hier uit Onderrivier, ook as rooi trein, vir hulle bid en vra dat U vir hulle sal beskerm, dat U vir hulle altyd moed sal gee en dat U vir hulle woorde sal gee om op die regte tyd die regte woorde te sê. Dankie Heilige Gees dat U saam met hulle gaan en dat ons as rooi trein ook ons hande op hulle kan lê en sê, Here, wees tog mooi, wees tog goed vir hulle en bewaar hulle dat hulle nie sal seer kry nie. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Goed, baie dankie. Julle nou kan die rooi treinmaats uitgaan, is nou tyd vir dankoffers, dink ek, nee. Het julle klaar? Nou wil julle nie weer gee nie, het julle niks meer? Okay, los dit dan maar, los dit maar. Ek het net gedink julle is so geïnspireer, julle gee sommer nog 'n slag. Ons gaan lees vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4. Ons gaan lees van vers 4 tot 7. Daar is net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Vriende, dis 'n merkwaardige belofte. Dat soos wat ons vanoggend hier sit, ons gawe mense is. Elkeen van ons het 'n gawe. En ons het die roeping om dit met mekaar te deel. Sommige het 'n baie spesifieke roeping en gawe om sendelinge te wees. Ander se roeping is om met die werksmense met wie jy elke dag te doen het, met hulle te werk. Ander is onderwysers, sakemanne, boere, maar elkeen van ons het 'n roeping. As ons dan agter ons kerk gaan kyk, dan is die volgende vraag, waar in ons dorp het jy al die volgende woorde gelees? Wanneer die somerson roep en jy op die rug van die wind wil ry, gaan jy met vele vlerke sprei. Daarom vra ek jou mooi, bly tog jou eie skadu gooi. Het jy dit al ergens gelees? Hier kan maar daai beeld van ons opsit, Nico. Ek weet nie of julle al raak gesien het dat ons bevoorreg is as gemeente om
hierdie pragtige beeld van Jaco Sieberagen hier by ons kerk te hê nie. En hierdie woorde staan op 'n plaatjie teen die beeld geskrywe. Daar is baie simboliek in hierdie beeld opgesluit. Ongelukkig is Jaco en Sunay nou tans in Parys. Hy's daar om kunswerk te gaan doen, weer deel van 'n klomp kunstenaars wat daar saamtrek. So graag wou gehad dat hy moet bietjie kon vertel van hoe dit ontstaan dat die beeld hier is en wat hom geïnspireer het. Maar ek dink kunstenaars wil nie altyd hulle kunswerk verduidelik nie. Hulle sê nee, jy kan ons nou sien. Jy kan jou eie die oomblik as jy hom verduidelik, haal jy eintlik die misterie daaruit. Maar goed, ons waardeer vanoggend Jaco se beeld. Sommige dominees is goed met praat. Ander is goed met skryf. Ander is goed met siekebesoek. En sommige dominees kan kunswerke maak. En dis Jaco. Daar staan ook van sy beelde daar by die see by Hermanus by die punt. Daar staan ook beelde van hom en dit is wonderlik dat hy die kunstenaargemeenskap in Hermanus dat hy ook saam met hulle kan werk en dat hulle hom respekteer en dat hy deel is van daardie uitstallings wat deur mense van oor die wêreld kom besigtig word. Vandag wil ons graag oor hierdie spesifieke kunswerk van Jaco nadink, wat ons as gemeente bevoorreg is dat hierdie beeld by ons kerkgebou kan staan. Die eerste gedagte wat uit ons teks na vore kom is, dis vir God belangrik dat gelowiges mekaar moet ondersteun. Dis 'n kernwaarheid in die hele Nuwe Testament. Gelowiges is nie op hulle eie nie. Die hart van die evangelie is saam, neem hande. Die gemeenskap van gelowiges is dus vir God belangrik. In Efesiërs 4 vers 12 sê Paulus dit baie duidelik. Sy doel met die gawes wat hy aan ons gegee het, was om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. Daarom het elkeen van ons verskillende gawes, sodat ons as gemeente mekaar beter kan ondersteun. Die een is hiermee goed, daai een is daarmee beter. Hierdie een kan met kinders werk, daardie ene kan die sopkombuis in die gang hou, daardie een kan 'n Bybelstudiegroep lei, daardie een kan sing. Dis hoe die gawes werk. En ons is bevoorreg om in Onderrivier saam met baie gelowiges in Mount Pleasant, in Hermanus, in Houston, in die Oekraïne, in Stanford, die een liggaam van Christus te wees. Ons is nie ons eie nie, op ons eie nie. Ons is ook nie al mense wat 'n verskil kan maak nie. God se liggaam het verskillende gestaltes. En ons dominees is vanoggend in die Oeverberg om die verskillende dele van die liggaam te gaan bedien. En ons word weer uit die Oekraïne bedien. En Dominee Jaco die kunstenaar bedien ons elke dag as ons by die kerk instap. Ons almal saam in diens van Jesus Christus. Maar dit is ook vir God belangrik dat die verskillende gemeentes en verskillende kerke selfs in Hermanus en oor die land tog met mekaar 'n verband moet vorm. Dat ons nie moet dink ons het die waarheid alleen weet of die koninkryk hang van ons af nie. Ons is maar 'n deeltjie van die liggaam van Christus oor die hele land en oor die hele wêreld. Daarom het ons gemeente het bepaalde gawes, bepaalde styl, maar ons kan nie sonder die ander gemeentes en kerke in die dorp nie, want elkeen het sy styl en moet 'n bydrae lewer. Houston en Mount Pleasant is tans sonder 'n leraar. En daarom voel ons bevoorreg dat ons met 4 leraars kan daar gaan help. Want ons is een liggaam, ons help mekaar. Selfs Stanford wat so 'n bietjie verder lê. Ek weet nie of hulle weer 'n dominee sal kan bekostig nie, want hulle kan nie 'n voltydse predikant bekostig nie.
En ons sal help daar waar ons kan, want ons is alles ook deel van die liggaam. En omdat dit in die Overberg so is dit vir ons wonderlik om vir Willem en Allah vanoggend by ons te hê. Want hulle het verstaan dat die koninkryk van God is nie net in die Overberg nie. Maar dat daar mense in die Oekraïne is wat ook graag wil hoor van die genade van Jesus Christus. Wat ook ergens aan 'n gemeenskap wil betrokke raak en sê, hoe kan ons hande vat en dien? En dink net, vir ons is dit maklik, hier's honderde Christene en Hermanus. 'n Paartjies kom vandag kerk toe. Maar die Oekraïne is 'n Christene vreemde verskynsel. En jy weet nie met wie jy kan hande vat nie, en met wie kan jy saam bid nie. En dan roep die Here 'n paartjie en sê, gaan wees jy die begin van 'n beweging van genade in die Oekraïne. Daarom die eerste gedagte dan, die gemeenskap van gelowiges is vir God belangrik. Maar binne hierdie gemeenskap gee hy vir ons ook aan mekaar as geskenke. Ons dink nie altyd so daaraan nie. Ons is nie net ouens wat kerk toe kom, of ons is nie net lidmate nie. Ons het gawes. En 'n gawe beteken 'n geskenk. So elkeen van ons wat kerk toe kom met 'n geskenk wat God aan ons gegee het. Wat ons kom deel met mekaar. En dit maak dit so 'n vreugdevolle, opwindende gemeenskap. Elkeen bring sy geskenkie wat hy die liggaam mee kan bedien. Vers 16 sê, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. As ek so na u kyk, dan stel ek my voor is God se groot Lego huis wat hy gebou het. En hy het elke blokkie wat daar is, elke het hy gevat en ingesit en gesê, dit is my huis wat ek wil bou. Maar nie net hier nie, soos ek gesê het, ons is maar een van die talle plekke waar God aan die werk is. Daarom wat daarteen die beeld hier voor die kerk staan is belangrik. Wanneer die somerson roep en jy op die rug van die wind wil ry, gaan jy met vele vlerke sprei. Daarom vra ek jou mooi, bly tog jou eie skadu gooi. Ons almal is soos die duwe wat saam vlieg, maar elkeen van ons gooi ook ons eie unieke skaduwee. So belangrik om te verstaan dat die eenheid van ons gemeente hef nooit die verskeidenheid op nie. Daarom is daar altyd ruimte vir mense met verskillende gawes. Hulle is altyd welkom om te sê, dis wat ek kan doen. En dan sê ons sal vir jou plek maak. Almal is welkom om te kan kom dien. Ons kan met vele vlerke sprei, maar die Gees vra jou mooi, bly tog jou eie skadu gooi. Want dis waar God jou wil gebruik. Of dit in die Oekraïne is, en of dit in jou buurt is, of in jou familie, of in jou huisgesin, of in jou klaskamer, of by jou siekeboeg, bly jou skadu daar gooi. God het geweet, dis goed vir ons menswees, dat ons elkeen ons eie identiteit sal hê. Want dit maak van my menswees uniek, iets unieks. En dit maak dat ek oor myself ook goed kan voel, geliefd kan voel, geroep kan voel. Want as ons almal dieselfde was, dan kan jy dit mos maar doen. Jou beurt. Maar omdat ek so uniek is, weet ek, as ek dit nie doen nie, kan niemand anders dit soos ek doen nie.
Want dis waar God my wil gebruik. En ek wens ons het tyd om bietjie te praat oor waar elkeen werk, waar elkeen beweeg, waar elkeen invloed het. En julle sal saamstem, jy is die regte persoon vir daai bediening. Niemand van ons sal dit kan doen nie. So, dis hoe die Gees werk. Die boodskap vertaal vers 16 soos volg. Ons, as die liggaam, sal meer en meer van Christus afhanklik wees. Want hy is mos die kop van die liggaam. Die liggaam is mooi aan mekaar gesit, elke deel op sy plek, sodat elke liggaamsdeel sy eie werk doen en die ander liggaamsdele help. So groei die liggaam en word dit sterk, omdat die verskillende liggaamsdele in liefde en lojaliteit mekaar help. Dis wat Jaco se beeld vir ons wil sê. Ons vlieg saam. Ons is die gemeente van God, die liggaam van Christus, die gemeenskap van die heiliges. En dan in vers 12, die derde gedagte, die Here skep geleenthede vir ons om saam te geniet. Dis vir hom belangrik, hierdie soort byeenkomste. Selgroepe, bazaars, teedrink na die tyd, Bybelstudiegroepe. Dis vir hom kosbaar. Die boodskap stel dit so in vers 12, hierdie mense met die spesiale gawes wat hulle gekry het, werk saam om die gemeente te help en voor te berei om hulle werk as Christene in die wêreld goed te kan doen. Die gemeente werk saam sodat elkeen sy werk goed kan gaan doen. Hierdie is ons spankamer. En die eredienste is ons spanpraatjie. Die doel van gawes wat elkeen gekry het, is dus nie net dat ons hier by die kerk kan kom en lekker saam kuier en sê, hoe gaan dit met jou, en lekker om jou weer te sien nie, maar dat ons hier vanaf sal vlieg, uit sal gaan, elkeen na sy eie unieke plekkie, waarin die Gees ons stuur. Dit is eintlik 'n geweldige dinamiek wat hier vanaf uitgaan. Want daar maak ons 'n verskil, klein verskilletjies partykeer. Maar dis waar jy 'n verskil moet maak. Die ander een miskien daar 'n groot verskil, maar God het jou hier nodig. As ons vandag hier uitstap, moet ons eintlik so staan en kyk en dink, ja, hier gaan ons, almal na hulle karre toe, na ry ons, om te gaan dien, om lig te gaan wees, om by mense in te haak, om hoop te bring, 'n kragtige uitreik, by die skole, in die kantore, in die werkswinkel, op die plase, in die vriendekringe, daar waar ek met personeel werk, of saam met personeel by mekaar is. Oral gaan die lig. Binnekort vertrek Willem Alla weer terug na Oekraïne. 'n reuse land. Maar God sê, ek wil hê julle twee moet julle vlerke daar gaan sprei. In 'n reusagtige land. Hulle kan sê, ag nee Here, wat kan ons nou daar gaan doen? Dit is onmoontlik. Maar die Here sê, ek stuur my Gees saam met jou. Saam met julle. En ek sal vir julle wys waar en hoe. En die krag sal ek gee om 'n verskil te maak. En dankie dat julle al die pad gekom het na Onderus gemeente om vir ons te herinner, ons kan ook 'n verskil maak in ons werk, in ons dorp, in ons huis, in ons gemeente.
Miskien wil die beeld van die voëls ook vir ons sê, moenie die werk van die Heilige Gees onderskat nie. As ons dus hier uitstap, en ons loop daai beeld verby, dan is dit soort van 'n bemoediging wat ons uitstuur en sê, gaan, vlieg, want ek stuur vir julle. Amen. Heilige Gees, ons is so opgewonde en so dankbaar, dat elkeen van ons ergens in hierdie groote wêreld ons vlerke mag sprei. Maar dat ons dit juist doen as gestuurdes. En miskien het U dit so bedoel, dat die beeld waarmee die Heilige Gees aarde toe gekom het, was die van 'n duif. Dat het ons sal herinner, U vlieg saam, en U inspireer ons, U gee die woorde, U gee die krag, U gee die moed. Help ons om hoog en ver te vlieg, en dat U ons baie duidelik sal wys, wat is my bestemming. Wil U dan vir ons seën op ons pad vorentoe, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing wat hierdie woord as 'n belydenis bevestig. Die lied is, hier is U kerk, stuur ons uit. Kom ons sing dit as 'n belydenis.
Here, hier is u kerk. En ons dank u dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die troostryke gemeenskap van die Heilige Gees, ons stuur om 'n verskil te maak. Amen. Kom ons seën mekaar.